dit nie, lig my mikrofoon vir my so klein bietjie, dat hy net op die klank deur kan kom. Die video. Het julle 'n koffietjie gekry voor julle ingestap het vanoggend? Nee? Why not? It's for free. Gratis en verniet. Waar is die koffiepotte? Ja, koffie is 'n fantastiese ding. Hulle sê water is lewe, daar is nie lewe sonder water nie, maar ek gaan vir jou sê dat 90% van waaruit koffie bestaan is water. So, uit koffie uit, na koffie kry ek eers lewe in die oggend. So, daar's dit. So, ons is vanoggend terug by ons reeks, waarmee ons tans besig is. Ons het die laaste 2 weke het ons 'n bietjie gesels oor 4 dinge wat jou geloof belemmer. Ons het gesê, in die begin het ons gesê, ek dink dis een van die vrae wat ons baie maal vra, ofwel ons vra dit, maar ons vra dit hier binne. Ons vra dit nie hardop nie, en ek dink dis een van die dinge wat ons dalk meer gereeld hardop moet vra, is hoekom sukkel ons met geloof? En daar's hierdie wanpersepsie van, as ek 'n kind van God is geloof veronderstel om so maklik en so natuurlik te kom. En wanneer dit vir ons voel, dit kom nie so natuurlik nie, en dit kom nie so maklik nie, voel dit dikwels vir ons nie goed genoeg is nie. Is dit nie? Wanneer ons kyk na ander mense se geloof, dit lyk of baie mense op hierdie fantastiese plek in hulle lewe is, en niks pla hulle nie, en as dit moeilik gaan dan, ek is nie bekommerd nie, want my geloof is so groot, en dan dink ons baie keer, ek wens ek het daai geloof gehad. Het ek maar net daai geloof gehad. Was my lewe soveel makliker. Soms vra ons onsself die vraag af, hoekom het ons nie die geloof wat 1, 2 en 3 het nie? Hoekom het ons nie die geloof wat hierdie persoon het nie? Hoekom het ons nie geloof wat daai persoon het nie? Hoekom kan ons nie, en ek meen, dit is nie asof die Bybel sê, ons moet al die geloof in die wêreld hê nie. Hy sê, was jou geloof maar net so groot soos 'n mosterdsaadjie. En ek moet sê, wanneer dit kom by geloof, voel 'n mosterdsaadjie ongelooflik groot, doen dit nie. Wanneer ons dink aan geloof, en wanneer ons baie keer kyk na geloof in ons eie lewens, voel dit of 'n mosterdsaadjie verskriklik groot is. Jy besef nie hoe groot 'n mosterdsaadjie is dit is die hoeveelheid geloof wat jy moet hê nie. Want soms voel dit of ons nie eers daai hoeveelheid geloof het nie, doen dit nie. Wie van julle sukkel soms met geloof? Kom aan. Jy's in die kerk, jy mag nie jok nie. Ons almal doen ons nie. Van tyd tot tyd doen ons. Wanneer dinge moeilik gaan, dan stres ons en ons is bekommerd, en dan sal iemand nog by ons kom en vir ons vra, waar is jou geloof? Nee broer, ek weet nie, sê jy vir my, ek vra myself elke dag daai vraag. Waar is jou geloof? Nee, ek weet nie, as ek geweet het ek jou geantwoord, dan was dit dalk makliker. En dan sal jy dalk nog voel, ja, weet jy, nou voel ek nou nog slegter. En ons het hierdie, waar is jou geloof ding, hierdie ding van, hoekom sukkel ons so met geloof, het ons gegaan en ons is besig om dit op te breek in 4 redes hoekom ons sukkel met geloof. Kan julle onthou wat was die eerste ene? Die eerste een was vrees. Great, ek is bly julle onthou. Onthou julle almal om daarom nog as vrees, of is dit net een? Wat is vrees? Vrees is wanneer ons, vrees. En ons het gesê dat ons is geneig om vrees te stereotypeer as hierdie ding van, ek is bang vir spinnekop of ek is bang vir slang, en ek het julle vertel van die gastehuis waar ek baie keer in die middel van die nag moet uitgaan om 'n so groot spinnekoppie te gaan doodmaak, want die mens is vreesbevange. En so ek het besef, 'n vrees vir spinnekop is 'n baie algemene en baie ernstige vrees, glo ek. En ek kry vrees vir slange en dit en dit, maar vrees is nie noodwendig net goed wat sigbaar is nie. Vrees vir die toekoms, vrees vir loopbaan onsekerheid, vrees vir finansiële goedertjies. Ons almal het soms dinge wat ons vrees. Vrees is een van die top dinge oor hoekom ons soms sukkel met geloof. Want ons het gesê, onthou julle, vrees en geloof kan nie op dieselfde tyd op dieselfde plek bestaan nie. Dis soos lig en donker. Dis of lig of dis donker, maar dis nie lig en donker op dieselfde tyd nie. Jy kan nie vrees en geloof hê nie, die twee staan in teenstand met mekaar. Dis vrees of dis geloof.
En ek dink soms is al soveel dinge wat vrees by ons probeer aanwakker. Nommer 1, die media. As jy die TV aansit en jy sit hom af, dan is jy bang. Want hulle vertel vir jou die toekoms is onseker, ekonomie is wisselvallig en onstabiel en ek weet nie, ongebalanseerd, ek is nie ekonoom nie. Maar blykbaar gaan dit nie goed in die ekonomie nie. So hulle vertel vir jou van die misdaadsyfer wat alweer op is, en hulle vertel van die ekonomie, en hulle vertel vir jou van, oei, is 'n derde wêreldoorlog op pad, en almal is vreesbevange. Jy gaan op sosiale media, op Facebook of wherever, ek weet nie, daar's nou deesdae vreeslik baie goed. Ek het net Facebook, en dit voel vir party daar vir my te veel. Ek weet nie, ek kry TikTok, het ek gehoor van, ek was nog nooit op dit nie. Maar in elk geval, hoe dit ook al sê, as jy op sosiale media gaan, dan wakker mense vrees aan. Onthou julle, ons praat nogal Woensdag aan daaroor by die bidhuur. Onthou julle die vrees, net 'n voorbeeld van COVID. Almal was vreesbevange, want ek meen, wie van julle het al deur 'n internasionale pandemie geleef? Nie een van ons nie, dis die eerste vir my, ek is seker dis die eerste vir julle ook. Almal was vreesbevange, want al die plekke maak toe, daar was finansiële vrees, daar was gesondheidsvrees, daar was vrees, daar was soveel vrees. En vandag glo ek dat meeste van daardie vrees is aangewakker deur die media. Meeste van daardie vrees was dalk aangewakker omdat ons soveel inligting gekry het. En onthou julle, ons het gesê dat vrees en geloof het een ding in gemeen. Albei hang af van die inligting wat jy het. Albei is gebaseer op inligting. As jy meer inligting van die wêreld kry, as jy meer inligting van die donkerheid daar buite kry, gaan jy neig na vrees. Maar as jy die woord van God oopmaak en jy spandeer tyd in die teenwoordigheid van God, en jy neem die inligting van wie God is en die beloftes van God, en jy neem dit in, dan is jy meer geneig om te leun in die rigting van geloof. En ons het tot die slotsom gekom. Waaraan stel jy jouself bloot? Watter een van hierdie twee neem jy meer inligting van? So die eerste een was gewees vrees. Ons het gesê, vrees belemmer ons geloof. So as jy voel jy het vrees nadat jy die TV afgesit het, moet hom in die eerste plek nie aansit nie. As jy voel dat sosiale media vir jou onstuimigheid of angstigheid of vrees aanwakker, beperk jou skermtyd. Ons sê nie gaan met oogklappe deur die lewe nie, maar die woord sê bewaar jou hart bo alle dinge wat bewaar moet word, want daaruit kom die oorsprong van die lewe. En ons het afgesluit met die volgende: die Here het jou nie 'n gees gegee van vrees nie, maar van was hy? Aha. Dit was eintlik veronderstel vir iemand anders te wees, maar dankie Barend. Krag, liefde, selfbeheersing, dis wie jy is. Dis die bestanddele wat gebruik is om jou te maak. Vrees was nie deel van die resep nie. Jy is nie van vrees in mekaar gesit nie. Hoeveel keer in God se woord sê hy, moenie vrees nie? Hoeveel keer begin die Here wanneer hy met sy mense praat en hy sê vir hulle, moenie vrees nie? Hoekom sê hy dit? Want dis belangrik. Jy kan nie vrees en glo nie, jy vrees of jy glo, but you can't do both. So vanoggend wil ek vir jou sê, nommer 1, moenie vrees nie. Jy het nie 'n gees gekry van vrees nie, maar van, kom ons probeer weer, hierdie keer iemand anders. Krag, liefde, selfbeheersing, dis wie jy is. Kan jy onthou wat was nommer 2? Nommer 2, die tweede ding wat maak wat ons geloof belemmer. Minderwaardigheid, dat sy. 'n minderwaardigheidskompleks. 'n geestelike minderwaardigheidskompleks. Partykeer ons almal het dinge wat van rondom onsself waarvan ons nie hou nie. Ek hou nie van my haarkleur nie, so ek maak dit nou rooi. Ek hou meer van die rooi. Ons almal het dinge waarvan ons nie hou nie.
rondom ons. Wanneer ons in die spieël gaan staan en kyk, of voor die spieël gaan staan en kyk, dan dink jy, my neus is skeef, my ore is skeef, my hare is nie die regte kleur nie, maar as enigiemand anders daarna kyk, sien hulle dit nie raak nie. En so is dit in ons eie lewens, in ons geestelike lewens presies dieselfde. Wanneer ons gaan sit en ons doen introspeksie, dan is daar dinge waarvan ons nie hou nie. Dinge wat ons sien waarvan ons nie hou nie. Jy voel minderwaardig om voor die Here te gaan staan, want jy weet jy het jou vanoggend vererg toe daai ou voor jou inry. En jy weet jy het baie lelik gepraat en jy het baie lelik gedink. En jy het op daai stadium dalk gewens, jy ry hierdie vreeslike groot voertuig, laat jy net boor hom kan klim. En dan kom jy in die teenwoordigheid van die Here, of jy weet, dis nou tyd om te gaan stil raak, maar jy voel so skuldig, dat jy eerder wegkruip. En nou skiep jy stilte tyd kompleet in geheel en al. Want nou voel ek nie waardig nie. Want nou vertel die duiwel vir my, jy wil nou voor die Here gaan sit, jy wil nou vir jou staan, jy wil nou kerk toe gaan, maar kan jy onthou wat het jy nog gedoen vanoggend toe jy wakker word? En nou skiep ons dit geheel en al. Ons skiep dit geheel en al. En onthou jy ons het gesels oor Adam en Eva. Wat was die eerste ding wat gebeur het toe hulle droog gemaak het? Hulle het gaan, verbeel jou jy probeer vir God wegkruip. Verbeel vir jou jy probeer vir God wegkruip. Dit klink belaglik, doen dit nie. Verbeel jou jy probeer vir God wegkruip. Ek meen, come on. Maar, okay, kom ons gee dit nou maar vir hulle. So, die Bybel sê ook ons mag nie oordeel nie, so kom ons oordeel nou maar nie. Hulle gaan kruip weg, want hulle voel skuldig. En wie het hulle laat skuldig voel? Die duiwel, en dis presies wat hy met my en jou doen. Hy laat ons geestelik minderwaardig voel. Hy vertel vir jou, die Here gaan nie na jou luister nie. Hy vertel vir jou, jy wil bid vir hierdie saak en jy dink jy nou rarig? Dink jy nou rarig die Here gaan vir jou 'n uitkoms gee, vir jou? Jou onheilige wese. Want dis wat hier binne aangaan. So ons glo nie. Dit belemmer ons geloof. Ons glo nie dat die deurbraak gaan kom nie. Ons glo nie dat daar vir ons 'n hoopvolle toekoms is nie. Want hoekom gaan die Here nou vir my, wat alles behalwe perfek is, 'n hoopvolle toekoms gee? Ek meen, ek maak elke dag so droog en ek het 1, 2 en 3 en my verlede lyk so. En onthou julle, ons het gesê, as die duiwel kom herinner jou aan jou verlede, herinner hom aan sy toekoms. Aan jou toekoms kan jy nog iets doen, maar aan syne kan hy niks doen nie. Hy is bestem vir ewige hel. Dis die einde van die saak. Vir my en vir jou is daar huis, is daar 'n kamer in die huis van ons Vader, wat Jesus vir ons gaan voorberei het. Onthou julle, ons het gesê, wanneer jy voor die spieël staan, wanneer die Here na jou kyk, en wanneer jy voor die spieël staan, moet jy jouself sien vanuit die oë van God. God kyk na jou en hy sien iets van homself. Want jy is gemaak na die beeld van God. Jy is uit stof gemaak, ons het dit ook gesê. Jy is uit stof gemaak, maar jy's gemaak na die beeld van God en die asem van die lewende God in jou. Nie net het hy jou gemaak, wel uit stof steeds, dit bly daar, maar sy asem in jou longe geblaas, jou na sy beeld gemaak nie, maar hy het ook sy enige gebore seun gestuur, sodat jy nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Christus het sy bloed vir jou gestort toe hy geweet het hoe jy gaan droog maak. Selfs al het hy geweet hoe jy gaan droog maak, het hy jou nog steeds lief gehad. Ek meen, as jy so afstootlik en afskuwelik was, hoekom sou die Here dan op daardie kruis gesterf het vir jou? Jou naam was op sy lippe ten spyte van die feit dat hy geweet het, jy gaan roilie droog maak. Hy het dit geweet. En ek wil jou babbel bars en vir jou sê, die droog maak wat jy môre gaan doen, wat jy self nog nie eers weet jy gaan doen nie, die Here weet dit. Hy weet presies hoe jy môre gaan droog maak. Niks wat ons doen kan die Here verbaas of ontkant vang nie. Hy bly vir ons lief, net soos wat ons is, maar onthou een ding. Die Here het jou te lief om jou te los soos wat jy is. En daarom stap die Here deur sy Heilige Gees elke dag die pad met ek en jou, met my en jou,
sodat ons al meer en meer in sy voetspore kan volg. Dit gee ons nie 'n kaartjie om te maak en te breek soos wat ons wil nie. Want as ons doen wat ons wil, dan maak ons genade goedkoop. En dit was nie goedkoop nie, dit het Christus sy lewe gekos. So die eerste een was vrees, en die tweede een was 'n minderwaardigheidskompleks. Hierdie twee goed steel ons vrees, of ons geloof. Hierdie twee goed belemmer ons geloof, en vanoggend is ons by 'n harde ene. En ek wil jou vanoggend hier vat na Matteus 13, hier van vers 17. Matteus 13 van vers 17. Matteus 13 van vers 17. As jy met sê amen. Ek is so bly julle het 'n Bybels hierso. Trots op julle, well done. Ek weet alles is nou deesdae elektronies. Ek weet ek is die grootste sonnebok. Ek is ook hier besig met 'n tablet. Gaan kry vir jou die Bybel app op jou foon en jy kan met die grootste liefde kan jy regtig die Bybel app in die kerk gebruik. Dit gaan my rarig nie pla nie. Julle is baie welkom om te gebruik. So please do. Ek gaan nie dink jy's besig met onheilighede as jy op jou foon sit. Ek weet mos julle is baie voorbeeldige mense. So as jy hom op jou foon het, moet asseblief nie sleg voel om te gebruik in die kerk nie. Goed, kan ons aangaan? Sê amen as jy hom het. Kan ek hom lees? Matteus 13 van vers 17. Hierso sê hy. En dit is Jesus aan die woord, onthou dit altyd. Want, voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie. Luister julle dan na die gelykenis van die saaier, vers 19. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy, by wie langs die pad gesaai is. Vers 20. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Vers 21. Maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. Vers 22. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Vers 23. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die 100, die ander 60, die ander 30voudig. Net tot sover. En dan wil ek julle ook vat daarna 'n teksgedeelte in Hebreërs 3 vers 8. Hebreërs 3 vers 8. So ek jaag julle nou vanoggend so 'n bietjie rond. Hebreërs 3 vers 8. Het julle Bybels Hebreërs in? Hebreërs 3 vers 8. Mooi. Verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Hoor mooi. Verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking nie, in die woestyn nie. Kom ons kyk gou hoe oplettend is julle. Kan julle raai wat is die derde een? Wie kan raai wat is die derde een? Ons kyk hoe wakker is julle. Wie wil 'n kans vat? Wat is nommer 3? So die eerste het vrees, tweede een minderwaardigheid, nommer 3 versoeking, not so much. Probeer weer. Kom ons verwys na Hebreërs. Nee. Ek het nou gehoop die sê weer? Ek het hom gehoor? Okay, amper. Verharde hart. 'n Verharde hart. Nou wat op hierdie planeet is dit? Ek meen, hoe verhard 'n ou se hart? Ek meen, jy hoor van baie dinge wat versteen en verkalk en toegroei, ek weet nie wat nie, maar hoe verhard 'n ou se hart? 'n Verharde hart. En ek dink, in die tyd waarin ons leef, is dit seker saam met vrees
een van die grootste probleme geestelik vandag, is verharde harte. Wat is 'n verharde hart? Wat is die tekens van 'n verharde hart? Wie kan vir ons sê? Kom ons vat 'n kans. Ons kyk hoe wakker is julle. Vanoggend gooi ek julle so 'n bietjie in die diep kant in, maar dis lekker. Dis hy, gee nie om nie, great. So kan nie worry houding. Bygones be bygones, great. Nog iemand? Dis hy, selfsug. Een van die groot goeders waaroor die Bybel praat is, kom ons kyk of ons hom kan kry. Hoogmoed, good. Ek soek 'n spesifieke woordjie. Baie kort woordjie. Trots. Trots. Pride. Pride. Trots. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Kom ek help julle. Selfregverdiging. Vooroordeel. Om onsself af te sluit van God. Om 'n muur te bou rondom onsself. Ek kan niks verkeerd doen nie. Ek is perfek. Ek wil nie hoor ek maak droog nie. Trots, selfsug, selfregverdiging. Wat is die definisie van selfregverdiging? Ek is nooit skuldig nie. Dis altyd 'n goeie rede vir hoekom ek doen wat ek doen, maar nooit berou nie. Ek doen niks verkeerd nie, terwyl ek 'n vinger wys na die res. Gou vinnig, hier's 'n baie interessant een. Vir elke vinger wat jy wys al 3 terug na jou toe. Né? Vir elke vinger wat jy wys al 3 terug na jou toe. Tensy jy so wys, maar niemand doen dit nie. Want ons doen dit net nie. So, selfregverdiging, vooroordeel. Sluit jouself af van God en van ander. Onvergewensgesindheid, geestelike blindheid, afwesigheid van lydsaamheid. Geestelike blindheid. Dit is wanneer jy weet wat die woord van God sê, maar doelbewus, opsetlik kies jy om dit nog steeds teen te gaan. Die Bybel is geskryf vir almal anders, maar nie vir jou nie. Almal anders is verkeerd, maar nooit jy nie. Ek dink dit is een van die donkerste plekke om te wees, is op daai plek. Die woord van God, mense, verstaan nog een ding vir my baie mooi. En ek dink dis 'n ding wat ons, waar is jou Bybel, kan ek hom gou leen? Hier of my jou Bybel. Om probeer om nie 'n plek weg te vat nie. Ons is onder die indruk. Hierdie Bybel is geskryf vir my, om vir jou te gaan vertel hoe jy droog maak en hoe jy verkeerd is, en vir my te vertel hoe ek oulik is en hoe ek perfek is. Dis selfregverdiging. Al wanneer hierdie Bybel gebruik word, is om ander mee seer te maak. 'n ding wat ons vanoggend baie mooi moet verstaan. Die woord van God is nie vir jou geskryf as 'n handleiding om ander mee te oordeel nie. Die woord van God is vir jou gegee om jou lewe te formeer. Jou lewe, my Bybel is vir my om my lewe te formeer na die woord en die wil van God. Om my op die regte pad te stou. Alles begin met introspeksie. 'n Verharde hart is wanneer ek absoluut weier om in te kyk.
'n verharde hart is wanneer ek absoluut weier om verantwoordelikheid te vat vir myself. 'n Verharde hart is wanneer ek ander vertrap vir my eie beswil. Wanneer ek ander gebruik, wanneer ek mense gebruik en materialistiese dinge koester in plek van andersom. Want dit is dit nie, klink dit nie soos 'n baie algemene ding rondom die mensdom vandag nie. 'n Verharde hart sê, wanneer jy vir hom reg help, moet my nie oordeel nie. Dis 'n verharde hart. Ja, ons mag nie oordeel nie, maar daar's 'n fyn lyn tussen oordeel en reghelp in liefde en in lering. Dit is hoekom ek en jy in 'n kerk behoort. Is om mekaar reg te help in liefde en in lering. 'n Verharde hart sê, ek aanvaar geen lering, ek aanvaar geen teregwysing nie. En hier kom Romeine 3:23 in. Want almal het gesondig en het geen deel aan die koninkryk nie. Niemand is perfek nie. 'n Verharde hart glo eintlik en lewe eintlik asof daardie kruis vir almal anders was, behalwe vir jou. Almal anders is sondaars, behalwe jy. Onthou julle daai storie wat ons, ek dink ons het eendag ons daar gesels ook al, van die fariseer wat by die kerk inkom, en daar was 'n ander ou gewees, baie nederige ou, of een was, ek kan nie spesifiek onthou nie, maar die een kom by die kerk in, en die ander een is, daar's twee mense wat in die tempel inkom, en die een wat inkom, het hierdie, ek is perfek kompleks. Ek wil dit eintlik by die naam noem. As ons dink ons is perfek, is dit nie eintlik maar 'n tipe van 'n godkompleks wat ons het nie. Kom ons noem dit nou maar op die naam. 'n Godkompleks. Want daar's net een wat perfek is. Daar's net een wat sonder sonde is, en dis die Here self. Wanneer ons sê ons het geen sonde nie, stel ons onsself gelyk aan die Here. En ek wil vanoggend dit sê dat daar 'n hele beweging, 'n hele nuwe geloofsoortuiging is wat hierdie tipe ding aanhang. Ek is perfek, ek gaan reg uit hemel toe. Ons kan nie sondig nie. Het julle dit al gehoor? Ons kan nie sondig nie. Okay, wel, alright, dan het die hel seker maar bankrot gespeel. Ons sou seker nou maar nie weet nie. Die woord sê, want almal het gesondig en het nie deel in die koninkryk van God nie. En dit is hoekom ons 'n redder nodig het. Om te sê, en dan gaan die woord verder, hy sê, jy wat sê jy is sonder sonde, hy sê jy lieg. Hy sê dit in soveel woorde. Hy sê, jy wat sê jy is sonder sonde, jy lieg. Jy lieg. Hy sê dit in soveel woorde. Ek het nou net nie die teks wat ek aangehaal nie, maar ek sal vir julle stuur. Ons het vandag 'n naam vir dit. En dis nou 'n nuwe ding wat nou baie onlangs opgeduik het. En ek wil dit eintlik nie die aandag gee wat baie mense dit gee nie, maar kom ons gesels daaroor, kom ons noem dit vir wat dit is. Ons het deesdae 'n naam vir dit, vir wanneer jou hart so verhard het, laat jy glo jy is altyd perfek. Glo jy kan geen sonde doen nie. Jy doen niks verkeerd nie, en as jy iets verkeerd doen, dan is dit nooit jou skuld nie, is altyd almal anders sin. Dis nie my skuld nie. Dis jou skuld. Ek het op jou toon getrap, maar dis jou skuld dat ek op jou toon getrap het. Het julle dit al gehoor? Ken julle sulke mense? Daar's deesdae 'n naam wat die wêreld vir dit het. Hulle noem dit narcisme. Het julle al gehoor van dit? Hulle noem dit narcisme. Goed.
Dis 'n verharde hart. Want die woord sê, elke een, kyk in. En as ek vir jou sê, weet wat, jy het op my toon getrap. Gaan dit nie oor hoe jy daar voel nie, as jy op my toon getrap het, dan kan ek vir jou sê, jy het op my toon getrap. Jy kan nie vir my kwaad raak, omdat ek seer gekry het, omdat jy op my toon getrap het nie. Dit werk nie so nie, dis mos nou stupid. En dis presies wat gebeur. Dis presies wat hierdie ouens doen. Jy is verkeerd omdat jy voel soos wat jy voel, nadat ek op jou getrap het. Dis 'n verharde hart. En dit gaan verder. Op 'n kol raak jou hart so verhard, laat jy alles en almal uitsluit. Die mure raak naderhand so hoog, en jy is nader aan die een oog koning, in jou eie blinde wêreldjie. Dis 'n verharde hart. En die son kom op, en die son sak oor jou. En daar is nie plek in jou wêreld vir enigiemand anders as jy nie. En uiteindelik is jou kompleks so groot, dat daar in jou kasteel nie eers meer plek is vir God nie. Hoe gaan daar dan plek wees vir geloof? Hoe gaan daar dan plek wees vir geloof? En dan vra ek die vraag af, hoe is dit dat so iets gebeur? Hoe raak 'n mens so? Hoe raak 'n mens so? Dalk is dit as jy lank genoeg so ver van die Here af is. Dalk is dit omdat jy so lank, so ver van die Here af was. Ek dink daar's baie dinge wat ons nooit gaan kan antwoord nie. Hierdie is dalk een van dit. Maar ek dink die belangrike ding is dat ons almal introspeksie doen, van tyd tot tyd. En vir onsself hierdie vraag vra. Het ek 'n hart van klip, of het ek 'n hart van vlees? Is daar nog plek in my lewe vir God? En is daar nog plek in my lewe vir ander mense? Want jy sien, God se hart is mense. God se hart is mense. En as ek en jy nie 'n hart het vir mense nie, hoe kan ons God behaag? Ons kan nie God behaag as ons nie 'n hart het vir mense nie. God se hart is liefde en genade. God se hart is sy mense. As ons nie daai hart vir mense het nie, hoe kan ons God tevrede stel? Die woord sê, hoe kan jy, die Here is aan die woord, hy sê, hoe kan jy vir my sê, vir my wat jy nie eers kan sien, hoe kan jy vir my sê jy het my lief, as jy 'n broer wat jy kan sien, as jy hom haat? Haat is deel van 'n verharde hart. Onvergewensgesindheid is deel van 'n verharde hart. Selfregverdiging, hierdie God-kompleks is deel van 'n verharde hart. Het jy al iets opgetel? Daar is hierdie hele beweging deesdae, me first, ek eerste. Die son kom op en die son sak by my. En as jy weet, al hierdie goetertjies wat jy deesdae lees en deesdae kyk, is jy eerste. Alles gaan oor jou vreugde en jou en jy en dit alles kom op en alles sak rondom jou. En dit word gepromoveer deur sosiale media. Jy's nie skuldig nie, almal anders se skuld. Jy het niks verkeerd gedoen nie, almal anders het iets verkeerd gedoen. Ons lewe in 'n wêreld waar onspreeklikheid relatief afwesig is. Dit word nie gepromoveer nie. Terwyl die woord van God vir ons leer, neem onspreeklikheid vir jou woorde, jou dade, jou optrede, jou gedagtes wêreld. Onthou wat het ons net nou gesê?
Die woord van God is nie geskryf, of is nie daar om te dien as 'n sambok om iemand anders mee te slaan nie. Die woord van God is daar vir my en vir jou, individueel, myne vir my en joune vir jou. Myne om my lewe, om myself op die pad te hou en my lewe te rig na die woord en die wil van God en joune vir jou presies dieselfde. En dan die goue reël is dit, ons is hier om mekaar reg te help in liefde en in lering, maar hoor vir my vandag, as jy dit nie kan doen in liefde en in lering nie, dan het jy geen plek om dit enigstens te doen nie. As jy nie iemand kan reg help in liefde en in lering nie, dan het jy geen plek om dit enigstens te doen nie. As jy iemand wil reg help, fine. Maar vra jouself eers die volgende vraag af, wat is die doel daar agter? Wat is die rede wat jy daar agter heg? As jy dit wil doen vanuit 'n ek is 'n perfek en jy minder perfek, as jy dit wil doen vanuit daai plek, stop. As jy dit wil doen vanuit daai plek, moenie. As jy dit wil doen vanuit 'n plek van waar jy net krities wil wees en wil seermaak en wil skade doen, moenie. Dan bly jy stil. As jy dit wil doen omdat jy jouself betroontjie wil sit bo iemand anders, dan bly jy stil. So wanneer mag ek? Is baie eenvoudig eintlik regtig. Jy onthou daai woordjie agape liefde? Goddelike liefde? Onthou ons een keer gesels oor wat is die verskil tussen gewone liefde en goddelike liefde? En ons het gesê gewone liefde het gewoonlik 'n voorwaarde. Gewone liefde sê gewoonlik ek het jou lief want jy's my man, ek is met jou getroud, al like ek jou nie elke dag so vreeslik baie nie, het ek jou lief want ek is met jou getroud. So ek moet jou lief hê. So daar's 'n voorwaarde. Maar as jy nie my man was nie, dan was dit dalk 'n ander saak. So ek het jou lief want jy's my man. So daar's 'n voorwaarde. Jy hoor die voorwaarde. Goddelike liefde sê, ek het jou lief. Of omdat ek jou lief het. Omdat ek jou lief het, sal ek jou behandel, soos die Here wil hê ek moet jou behandel. Omdat ek jou lief het, so liefde kom eerste, daar is nie 'n voorwaarde nie. Gewone liefde is daar eers 'n voorwaarde en dan kom die liefde. Jy verstaan? Omdat jy my kind is, het ek jou lief. Sal ek al jou nonsens opvreet vir die res van my lewe. Omdat jy my kind is, het ek jou lief. So daai eerste voorwaarde is, jy is my kind, of jy is my man. Daar's 'n voorwaarde. Goddelike liefde is die begin en die einde. Omdat ek jou lief het. Dis die eerste ding. Dit begin met, omdat ek jou lief het. En dis die enigste plek, wanneer jy iemand mag reghelp. Omdat ek jou lief het ek 'n las vir jou siel. Omdat ek jou lief het, wil ek sien dat jy 'n lewe van oorvloed het. Omdat ek jou lief het, wil ek jou reghelp. Want ek wil hê, jy moet die Here ontmoet in jou lewe. Omdat ek jou lief het, dis al wanneer jy iemand reghelp. If not, bly stil. Maar verstaan ek een ding baie mooi. Ons moet op plek maak vir ander mense om ons reg te help. Want ons almal het gesondig en het nie deel aan die koninkryk van God nie. Jy sien, en dis die eerste teken van 'n verharde hart. Wanneer ek weier om te regwysing, al is dit in liefde, te aanvaar. Ek wil nie hoor ek is verkeerd nie. Dis baie lekker om die Bybel te lees, maar ek skiep al die gedeeltes wat vir my vertel ek is besig om droog te maak, en wat vir my sê, hey, gee aandag in 1, 2 en 3. Ek lees die Bybel deur 'n sif, en ek blok alles uit, wat vir my so bietjie persoonlik raak. Dis een van die eerste tekens van 'n verharde hart.
Ja Here, maar dis nie my skuld nie. Dis nie my skuld nie, dis daai een se skuld dat ek dit gedoen het. In plek van Here, ek is skuldig, ek is jammer. Kom ons kom terug na, ek dink ek het myself net in die rede geval. Kom ons kom terug na daai twee wat in die tempel gesit het. Die een het voor die Here gaan sit en hy het gesê, Here, ek is dankie dat ek nie soos hy is nie. Dankie dat ek nie soos hierdie vreeslike sondaar, hierdie onheilige siel is nie. Dankie Here dat ek nie soos hy is nie. So hierdie ou se fokus was op sy eie opgeblaasenheid, sy eie perfektheid, sy eie godkompleks amper. So sy hele bidsessie in daardie tempel het gegaan om homself op te hemel en hierdie arme ou sleg te maak en af te kraak. Terwyl die ander een ingegaan het en gesê, Here, wees my sondaar, barmhartig, want ek het U so nodig. Dit was sy enigste fokus, om sy eie lewe te kry in lyn met die woord van God. En dit is die gesindheid wat daar in my en jou moet wees. 'n hart van vlees sê, weet jy wat? As ek jou kan help, help ek jou. As ek jou kan optel, tel ek jou op. Vir my is om suksesvol te wees, om jou ook te help om daar te kom. Ek doen elke dag introspeksie om te kyk, waar kan ek verbeter, waar kan ek 'n beter mens wees, waar kan ek my lewe meer vorm soos die Here te lyk, waar kan ek 'n beter mens wees vir ander mense, waar kan ek net verbeter, hoe kan ek my lewe vorm, meer vorm, na die woord van God. Dis 'n hart van vlees, 'n hart van klip sê, ek is perfek, jy is die probleem. Ek sal jou nie vergewe nie, want jy is die probleem. Ek is altyd reg, jy is altyd verkeerd. In my eie lewe het ek net myself nodig. Het jy al hierdie stelling gehoor, en dit hoor ek ongelooflik baie. Baie geluk met jou sukses. Ek dank die Here saam met jou, en dan kry ek baie keer hierdie. Die Here het niks daarmee te doen gehad nie, dit was ek. Het julle dit al gehoor? Wat 'n gevaarlike stelling om te maak. Is dit nie 'n primêre teken van 'n verharde hart in iemand wat die een oog koning is in sy eie klein wêreldjie nie? Hoe voorkom ons dit? Om elke dag seker te maak, jy lewe naby aan God. Want hoe hartseer moet dit wees, as dit in jou wêreld net jy is? Hoe hartseer moet dit wees, as in jou wêreld jy met hierdie verwronge idee rondloop, dat jy perfek is? Verbeel jou, hoe gaan daardie dag lyk, wanneer jy voor die Here staan, en daai verskriklike groot ontnigtering tref jou net daar, en jy besef, dat jou hele lewe, dat jy jou hele lewe gelewe het, eintlik maar in 'n ligkasteel. Verbeel jy staan voor God, en jy besef, jy is eintlik nie God nie. Jy is eintlik nie perfek nie. Verder sê die woord, geseënd is die, wat weet hoe nodig hulle my het. Geseënd is die wat weet hoe nodig hulle God het. Kom ons bid die Here elke dag, dat ons bewus sal wees van hoe nodig ons hom het. Want jy sien, in 'n wêreld, waar jou hart so verhard het, hoe is dit, dat daar selfs nog plek kan wees vir geloof? As jy net in jouself glo. Wie wat is die verskil? Daar is nie 'n einde aan God se almag nie. Maar ek en jy is so beperk. So beperk. Hoe hartseer is dit, as ek net myself het om op staat te maak? Dit sou vir my angs gee. Want ek weet, ek is eintlik glad nie bekwaam nie. My God is.
dank die Here, dat ek nie nodig het om op my eie kragte staat te maak nie. Want as ek op my eie kragte alleen moes staat gemaak het, dan was dit chaos. Ek dank die Here elke dag, dat ek na hom kan kyk. Kom ons voorkom dit. Want almal wat 'n hart van klip het ook eens op 'n tyd 'n hart van vlees gehad. Maar iewers op 'n kol het iets verander. Kom ons doen daagliks introspeksie. As ons sukkel met geloof, is hierdie een van die dinge waarna ons moet kyk. En dit is maklik om hard te raak. As ons seer kry, bou ons maklik mure. En ek dink dikwels is dit dalk een van die baie redes vir hart van klip wat vorm. As jy dalk iewers seer gekry deur mense, dan bou ons maklik mure. Mure rondom ons om mense uit te hou, om onsself te probeer beskerm. Maar kort voor lank raak daardie mure so hoog en so dik en so hard en so sterk. En ons raak so op onsself gefokus in daardie klein hokkie met hierdie vreeslike hoë mure rondom ons, dat ons uiteindelik vir God ook uithou. Dis harde woorde. En daarom doen elke dag introspeksie. En maak seker dat jy nie al begin het om die fondasie te lê vir daardie muur wat jy uiteindelik rondom jouself wil bou om almal uit te hou nie. 'n Mens dink dalk dikwels, as jy jou lewe soos 'n eiland, alleen op jou eie, met mure reg rondom jou, is jy veilig van seer kry. Maar die Here se hart is nie dat ek en jy 'n lewe moet lewe soos 'n eiland nie. Ons is gemaak vir mekaar. Ons is gemaak om mekaar op te help. Moenie almal uithou nie. Moenie daai mure begin bou nie. Want dit is waar 'n hart van klip begin. Kom ons doen elke dag introspeksie. En as daai bakstene al gereed lê vir daai muur, raak ons slaaf van dit. Want dit is waar verhardheid begin. Dit is waar verhardheid begin. Wanneer jy goed bereik in jou lewe, al het jy hoe hard gewerk daarvoor, begin deur te sê dankie Here vir die genade, die krag, die asem in my longe en die gesondheid wat ek het, om te kon gewerk het vir dit wat ek het. Want as ons hard werk vir 'n ding en ons moes alleen hard gewerk het vir dit en ons bereik uiteindelik daai hoogtes, dan is dit maklik om terug te kyk en te dink, dis net ek. Maar onthou, dis God. Punt nommer 3. Nommer 1, vrees. Nommer 2, minderwaardigheid. Nommer 3, 'n verharde hart. Dis die eerste 3 dinge, eerste 3 vyande van geloof. Kom ons doen introspeksie. En onthou, daai Bybel is geskryf as 'n riglyn vir my en vir jou lewe. Niemand van ons is perfek nie. As iemand jou reg help, aanvaar dit met liefde. Spreuke praat baie van goddelike tug en tug in liefde. En hy sê dis 'n dwaas wat hom nie laat leer nie. Dis 'n dwaas wat nie verantwoordelikheid vat nie. Gaan lees 'n bietjie Spreuke. Spreuke is nogal 'n boek wat vir ou baie pak. Ek dink nie daar's regtig een vers in Spreuke wat nie vir ons iets gee om so 'n bietjie op die pad te kom nie. Doen jouself 'n guns. Gaan journey so 'n bietjie
deur Spreuke en Prediker. En kyk wat sê hy, van selfregverdiging, 'n verharde hart, mure wat ons bou om mense uit te hou, oordeelvel, hy praat so baie van dit. As ek hierdie teksvers wil aanhou, gaan ek die hele boek moet lees, en dan sit ons tot môre hier, en dan mis ek my middagslaapie. Maar, gaan lees Spreuke, gaan lees Prediker. Maar kom ons doen, bovenal, introspeksie. Want dit is waarvoor, dit is waar die Here elke dag met ons praat. Dis waarvoor die Heilige Gees daar is, om ons te help, om ons lewe te formeer, na die woord en die wil van God. Praat met die Here, en vra vir hom jou te wys, daar waar jy so bietjie moet inkeer, bietjie die kant toe, bietjie daai kant toe. Hy is daar om ons te help. Hier is die padkaart vir ons lewens, ofwel 'n GPS, ek is te dom vir 'n padkaart. Maar hier is 'n GPS, die Bybel is 'n GPS, en ek verdwaal steeds met die GPS, maar gelukkig kan ek nie verdwaal met die Bybel nie, dis fyn, dankie tog. Gebruik die woord van God, raak stil, en luister na die stem van die Heilige Gees. Spandeer tyd in gebed met God, en vra vir die Here om vir jou te wys, as daar 'n bietjie verhardheid is, en vra vir die Here om daai hart van klip terug te verander in 'n hart van vlees. Kom ons sit net so en sluit ons die oë. Dankie Here dat ons vanoggend kan stil raak voor U. Here, dankie dat ons vanoggend na U woord kan luister. Here, dankie dat ons vanoggend kan weet, Here, dat U daar is. Here, U is daar in die donker, Here, U is daar in die seerkry. Here, U is daar in die tye wat ons onseker is. U is daar in die tye van angs. Maar Here, dankie dat ons kan weet dat U is daar wanneer ons nie weet watter kant toe nie. Here, U is 'n riglyn vir ons lewe. Heilige Gees, help ons om ons lewens te vorm volgens U woord en U wil. Here, vanoggend is ons gebed, Here, as ons harte verhard het, iewers op ons lewenspad. Here, wys dit vanoggend vir ons. Heilige Gees, praat vanoggend met ons, dat ons kan weet. En Here, vanoggend is ons gebed en ons pleit vanoggend, Here, is ons smeekgebed. Here, verander daardie harte van klip terug in harte van vlees. Here, laat ons wegdoen met selfregverdiging, wegdoen met haat en bitterheid, en Here, dat ons sal wegdoen met onvergewensgesindheid, en Here, alles wat nie van U is nie. Here, laat ons sal onthou dat daar waar U in Romeine sê, Romeine 3:23, want almal het gesondig en het nie deel in die koninkryk nie. Here, slegs deur U bloed kan ons in U teenwoordigheid ingaan. En Here, daardie bloed was vir ons almal gewees, daardie kruis was nodig vir ons almal. Here, want as U een perfekte mens kon gevind het, Here, was die kruis nie nodig nie, want dit sou gesê het, dis moontlik. Vir ons as mens is dit nie moontlik nie, en daarom was U nodig. Here, ons gebed is, Here, kom praat met ons, dat ons lewens kan modelleer na U woord en U wil, dat ons kan streef na heiligmaking. Here, laat ons sal wegdoen met die lering wat die wêreld vir ons gee van jy's perfek, en Here, laat ons sal leer om na onsself te kyk en onsself aan te pas en onsself te vorm. Here, U die pottebakker, ons die klei, maar Here, as daardie klei hard geword het, Here, dan is dit nutteloos. Here, laat ons vormbare klei bly in U hande. Ja, want vir solank as ons vormbare klei bly, Here, kan U ons altyd vorm en maak na U woord en U wil, en Here, Here, na U hart. Here, sodat wanneer ons die dag voor U staan, kan U na ons kyk as 'n perfekte meesterstuk, wat gevorm en gemaak is, lewenslank deur U hande. Here, laat ons nie so verhard, dat ons uiteindelik weggegooi word in die ewige hel nie, Here. Here, vanoggend is ons gebed, Here, wees met ons deur die loop van hierdie week wat voorlê. Here, lei, behoed en bewaar en beskerm ons. Here, laat ons waak hierdie week deur verharding, want dit gebeur dalk bietjie, en voor ons oë uitvee, is dit groot en baie, en is daardie mure so hoog. Here, die bietjie wat reeds gebou word, laat ons dit dadelik afbreek. Here, as ons hierdie week dalk voor besluite staan, Here, keuse staan, Here, lei ons in wysheid, in liefde en in lering. Wanneer ons mekaar reg help hierdie week, laat dit wees in liefde en in lering.
Here, bring ons Dinsdag aand bymekaar vir die CAD, Woensdag aand vir die bidduur. Want Here, u woord sê, moenie die onderlinge byeenkomste mis nie. En Here, wees Sondag vir die diens, waar ons u naam verhoog, Here, in u huis, as 'n eenheid. Here, ons bid vir die tiendes en die offerandes wat uitgaan. Here, seën vanoggend elke hand wat in daardie skatkis gesteek word, ooreenkomstig u woord en u wil. Here, ons wil ook bid vir die wat werk met die finansies. Gee hulle insig, wysheid en kennis om daardie fondse aan te wend tot uitbreiding van u koninkryk. Here, verdaag ons nou in die liefde en u genade. Here, en ons dank u daarvoor. Amen. Goed, so ons het verjaarsdae. Wag, kom ons doen net eers die afkondigings. Dinsdag aand CAD 6uur, Woensdag aand 6uur, bidduur, moenie dit mis nie. Ons het 'n lekker tyd by die bidduur, ons bid. Ek moet sê, dit is regtig geseënd, hierdie wat ons voorbereiding doen vir die doop. Vinnig, die eerste Sondag in April het ons 'n doopdiens die oggend. As die Here dit op jou hart lê om gedoop te word, praat asseblief met my. As jy nie seker is oor die doop nie, moenie worry nie. Ons gaan gesels daaroor. Ek gaan vir jou deur 'n kursus vat. Ek gaan vir julle mooi woord dit by. Gaan praat met die Here daaroor as jy nog nie gedoop is nie. Raak stil voor die Here. En as jy voel die Here lê dit op jou hart, kom praat met ons daaroor. En ons doop die eerste naweek in April. Goed, verjaarsdag. Karel